Dit is wel bekend dat 'n groot deel van die boerebevolking van die destydse republieke van die Oranje Vrystaat en Transvaal diep gelowige mense was. Die gebruik van die Bybel het 'n baie belangrike plek in hul alledaagse lewe ingeneem. Tydens die swaar kry en lyding wat die Suid-Afrikaanse oorlog, voorheen ook bekend as die Anglo-Boereoorlog, van 1899 tot 1902 meegebring het, was die Bybel vir baie dan ook 'n kosbare bron van vertroosting, bemoediging en volharding. Die Oorlogsmuseum beskik oor 'n baie mooi versameling Bybels, wat oor jare in sy versameling geland het. Tydens die Anglo-Boereoorlog is baie Bybels deur die Britse soldate as oorlogsbyt na Brittanje toegeneem. Dit was 'n periode, die Victoriaanse periode, waarin daar nogal baie geroem is om aandenkings bymekaar te maak. Nou, 'n Bybel was 'n baie besonderse item vir die Britte gewees, omrede dit bewys het dat hierdie soldaat in die oorlog was. In die Bybel se voorblad was daar gewoonlik 'n stamregister van hierdie spesifieke familie, wat oor geslagte gekom het. Ons weet dat baie van die Bybels was saam op Groot Trek, en van hierdie Bybels was self nog voor die Groot Trek, saam met hugenote families wat in Suid-Afrika gekom het. So dit was baie hartseer as hierdie items dan nou gebyt is deur die Britte. Nou na die oorlog was daar 'n pasifiste groep in Brittanje, bekend as die Quakers soos ons hulle in Afrikaans sê. Hierdie Quakers het 'n beroep op Britse soldate gedoen na die oorlog om hierdie Bybels na Suid-Afrika terug te stuur. Hulle het spesifiek gesê dat as hulle dit nie doen nie, gaan hulle in die hel eindig. So daar was nogal 'n redelike toevloei van Bybels na die oorlog terug na Suid-Afrika toe. Dit het weer by die families uitgekom waar dit gebyt is. Maar dan was daar ook 'n groep Bybels waarvan die eienaars nie opgespoor kon word nie. So hierdie Bybels het dan nou weer in die versameling van die Oorlogsmuseum beland. Reeds voor die uitbreek van die Suid-Afrikaanse oorlog is die behoefte aan 'n Afrikaanse vertaling van die Bybel uitgespreek. In 1923 het 'n groep van 5 eindvertalers hierdie taak aangepak. Die eerste volledige Bybelvertaling in Afrikaans het na jare se groot afwagting in 1933 verskyn. 5000 mense het die amptelike bekendstelling van die Afrikaanse Bybel in die Marksaal in Bloemfontein bygewoon. In 2023, met die viering van die Afrikaanse Bybel se 90-jarige bestaan, is toe besluit om weer van hierdie kosbarehede op uitstalling te plaas. Daar's 'n seleksie gemaak van baie besonderse Bybels. Bybels wat in konsentrasiekampe gebruik is, daar's Bybels wat aan krygsgevangenes behoort het, en dan ook Bybels wat gebruik is op kommando, wat ook aan Britse soldate behoort het. Hierdie seleksie is op uitstalling geplaas en hulle verhale is dan ook so op die manier in byskrifte weergegee. Op Saterdag 29 Augustus 2023 het die Oorlogsmuseum in samewerking met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 'n geleentheid aangebied om die nuwe uitstalling as deel van die 90-jarige herdenking van die Bybel in Afrikaans aan die publiek bekend te stel. Die program het 'n insiggewende lesing oor die ontstaan van die Bybel in Afrikaans deur professor Piet Strauss ingesluit. Die Genealogiese Vereniging van Suid-Afrika het ook aan die geleentheid deelgeneem, aangesien Bybels uit die oorlog ook geslagsregisters en waardevolle genealogiese inligting bevat. Daarbey was die Gideons Vereniging van Suid-Afrika, wat Bybels gratis in gastehuise, hotelle en hospitale beskikbaar stel, ook teenwoordig. Nog 'n hoogtepunt op die program was die onthulling van 'n kunswerk wat direk met die tema van die geleentheid verband gehou het. Die skildery is op aanvraag deur Ilse Klein, wat bekend vir haar kunswerke met godsdienstige temas is, geskilder en aan die museum geskenk. Wel, die opdrag van die Oorlogsmuseum aan my was om iets te skilder wat die woord uitbeeld, maar ook die lyding en die swaar kry wat die vrouens in die konsentrasiekampe en die kinders gehad het. Ek het al die stories gaan lees wat gebeur het daar. Wat vir my uitgestaan het is die hoop wat die vrouens gehad het. So die boodskap is, daar's hoop, maar ons hoop lê net in die woord. Verskeie simboliese elemente kom in haar skildery voor. Vir die aanbring van 2 mossies teen die agtergrond van 'n muntstuk het Ilse haar inspirasie gevind in 'n gebeurtenis wat volgens oorlewering in die Betuli konsentrasiekamp plaasgevind het. Daar word vertel dat 'n kampinwoner, ene Annette Marais, elke oggend vir die vrouens gedeeltes uit die Bybel voorgeles het om hulle te bemoedig.
Een oggend het sy uit Matteus 10 gelees, waar daar verwys word na hoe die Vader na die mossies omsien en spesifiek ook gemeld word: "Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies." Terwyl sy besig was om hierdie gedeelte te lees, het 'n mossie op haar skouer kom sit. So het die mossie dan vir die vrouens in die konsentrasiekamp 'n teken van hoop geword. Na afloop van die oorlog het Annette Verragel Steyn, vrou van die voormalige Vrystaatse president M.T. Steyn, van die insident vertel, wat dit op haar beurt weer oorvertel het aan generaal Jan Smuts, wat later die eerste minister van die Unie van Suid-Afrika sou word. Na aanleiding van hierdie verhaal het Smuts in 1923 toegesien dat 2 mossies op die agterkant van die kleinste en nederigste Suid-Afrikaanse muntstuk van die tyd, die kwart penny, aangebring word. Die ander element is die menorah of die lamp, wat absoluut verwys na die woord van God. Dit is suiwer goud gewees, dit was in die tabernakel, en Psalm 119 sê ook: "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad." So dit verwys na die woord, en ook die amandelbloeisels wat verwys na Jesaja 1 vers 11 en 12, wat die Here vir Jesaja gesê het: "Wat sien jy?" En hy sê: "Ek sien die amandelbloeisel." En die Here sê vir hom: "Jy het goed gesien, want ek hou wag oor my woord om dit in vervulling te bring." So dit gaan oor die hoop wat jy het en die beloftes in God se woord. Na afloop van die bekendstelling kon die besoekers die skildery en Bybeluitstalling van naderby beskou. Die program is afgesluit met 'n uitvoering van gewyde kerkmusiek. Die Oorlogsmuseum se hele uitkyk met die uitstalling was ook dan om aan te sluit by Ilse Klein se skildery Hoop. Hoop in 'n tyd toe daar mense was wat nie meer hoop gehad het nie. En in hierdie tyd is dit steeds die missie en die doel en die visie van die museum om hoop vir mense te bring, vir die huidige Suid-Afrikaanse bevolking.